Seker maak hy's aan daarbo, daar's hy. Nou kan almal my hoor. Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Kom ons draai so 'n bietjie na mekaar toe en dan groet ons, maar kyk sommer ook om jou, wie's nuut, wie's die eerste keer hierdie was lanklaas hier en groet hulle sommer ekstra bietjie spesiaal en nooi hulle na die koffie toe. Gemeente, ons is vandag hier omdat God ons geroep het. Uit die duisternis na sy wonderbaarlike lig. Hy bou met ons lewens, hy maak ons deel van sy huis en hy nooi ons om naby aan hom te leef. So kom ons fokus ons harte op hom, wat ons gekies het en wat ons geroep het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat julle sy eie mense gemaak het, van Jesus Christus, die lewende steen, waarop ons lewens gebou word, en van die Heilige Gees, wat in ons werk en ons saamvoeg in God se huis. Ons gaan nou 3 liedere saam sing tot eer van die Here, waarin ons ook sing van God se liefde en hoe ons smag na die Here, en dat ons weet ons enigste troos lê in die Here. So kom ons staan op, en dan sing ons die volgende 3 liedere saam. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerst lief gehad het in liefde ons vergeef, nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Sing o God, my God, ek dors na u God, soos 'n lam sonder water, sal ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek soms aan u dink, my God, deur die pyns in die nag, dan weet ek u hou my, u hand ondersteun my, ek wil naby u bly, ek wil naby u bly, want u liefde is meer as
soos 'n lam sonder water, wil ek tot U nader, om by te wees, om by te wees, om by te wees. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ons gaan vandag hoor oor wie ons is. Lewende stene wat ingebou is in God se huis. 'n Uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom. Maar wat vra die Here van mense wat aan hom behoort? Kom ons luister na die woorde van die Here uit Deuteronomium 10. Daar staan: "En nou Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam. Hom moet lief hê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en voorskrifte wat die Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God. Ook die aarde en alles daarop. En tog het hy sy liefde nie net aan jou voorvaders, maar ook aan jou betoon en vir hulle nageslag, uit al die volke uitgekies. En dit is nou nog so. Wy jou aan hom en moenie hardkoppig wees nie. Die Here jou God, hy alleen is jou God. Die Here, die groot God, die magtige wat wonderdade doen. Jy moet die Here jou God eer, hom dien en aanhang. Gemeente, en dit is wat die Here vandag vir ons vra. 'n lewe van liefde. 'n lewe van toewyding en gehoorsaamheid. 'n lewe wat wys dat ons aan hom behoort. Maar as ons eerlik is, weet ons leef nie altyd so nie. Ons leef nie as 'n heilige volk, soos die Bybel dit sê nie. Ons liefde is halfhartig en ons gehoorsaamheid is maar gebroke. En tog hoor ons die evangelie.
Dat in Jesus Christus het God ons nie verwerp nie, maar ons juis geroep uit die duisternis na die wonderbaarlike lig. Hy maak ons nuut. Hy bou met ons as lewende stene en hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Kom ons neem 'n oomblik daar waar jy sit en word stil voor die Here. Bely jou sondes aan die Here en gee dit vanoggend oor aan hom. Amen. En die Here kom sê vir ons, in Christus is jou sondes vergewe. Word jy nuut gemaak om te gaan leef as die lig van God. Kom ons staan op en dan bely ons saam vanoggend hardop ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Ons kan sommer bly staan daar waar ons is, en dan loof en prys ons die Here met ons volgende 2 liedere saam. Laat ons die naam
wys ons weer op wat duisternis laat wyk. Spreek die woorde in ons, dat ons dit wyd kan dra. Week ons met waarheid, breek ons bekers op. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Heer, ontmoet ons hier, in ons lofgesang. U is die rykdom waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wêreld stuur, sien ons met volheid, vul ons met die vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Vader, salf ons, o raak ons met deernis aan. Ons wil die hart vir verlorenes verstaan. Laat ons die wyn en melk neem vir die sonder geld, en lewensbrood vir al wat dit nie kan koop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vir ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Goed, ek weet daar bo is een kind. Kyk maar vinnig afkom. As daar enige kinders in die familiekamer is hulle ook welkom. Enigiemand anders wat hier so is? Hoi, ons sit met een, dankie. Ek hou van eenetjie, is okay. Sy mamma, papa is daarbo. Goed, die res lyk my slaap almal laat, nê? So jy's die enigste lewende steen vanoggend wat ons het. Okay. Goed,
Ons gaan vanoggend praat oor lewende stene, want die Here sê ons is lewende stene. As ek nou vir jou hierdie een blokkie gee, né? Vat hom maar. Kan jy 'n huisie met een blokkie bou? Kan jy nie? Oom Alles, wil oom nie ook 'n blokkie kom vat hê? Kom oom. Moenie so skaam wees, Vian. Ja, oom kan kruip tot hier. Mia, as jy ook lus vir 'n blokkie. Ayla. Goed, so een blokkie kan ons niks mee doen nie, maar as ons elkeen 'n blokkie het en ons begin, kom sit hom vir ons neer. Sit hom daarso. Julle kan julle blokkies ook neersit. Kyk nou oom Alles. Daar sê, so as ons 'n klomp blokkies het, dan kan ons almal kom staan sommer hier by my, dan kan hulle ook sien hoe jy gebou het nou. As ons 'n klomp blokkies het en ons almal werk saam, dan kan ons ietsie bou. Maar as ons een blokkie het, dan kan ons niks doen nie, nê. So die Here gee vir ons, sê vir ons almal, jy wat hierso staan, jy's 'n lewende steen. En elkeen van ons is 'n lewende steen. En alleen kan ons nie 'n huisie bou nie, maar as ons almal saam die Here se liefde uitleef en hier op aarde werk, kan ons almal saam 'n huisie bou, nê. So ons moet almal lewende stene wees wat saam met mekaar 'n huisie bou. Maar die een belangrike ding as ons 'n huis bou is, daar's gewoonlik so 'n steen in die hoekie. Daar's hy sommer stewiger, nê. En daai steentjie is gewoonlik Jesus, die hoeksteen. So ons bou alles wat ons het op Jesus, want Jesus kom wys vir ons hoe om te leef. En dan maak dit die huisie sterk en vol liefde. En almal kan ons pragtige huisie sien, nê. Ja. Kom ons sing 'n liedjie saam. Julle tweeetjies, julle moet nou alweer gaan sing. Kom ons staan hier langs my, dan sing ons nou lekker saam. Almal ken hierdie liedjie, ek is bly, ek ken vir Jesus. En ons sê vanoggend, ons is so bly, ons is deel van sy huisgesin. En ons is gebou op hierdie hoeksteen wat Jesus is, wat ons sterker maak elke dag. So kom ons staan op en dan sing ons, ek is bly, ek ken vir Jesus. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om verband te wees. Kinders van die Here, niks om verband te wees. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, niks om verband te wees. Kinders van die Here, het niks om verband te wees. Baie dankie. Jy kan nou weer gaan sit daar by jou ma hulle. Gemeente, ons kry dan nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.
of waar jy sit, om stil en rustig te raak, as ons die volgende lied Wees stil en weet sing, om onsself ook voorberei, om die woord van die Here te hoor. So kom ons sing, Wees stil en weet. Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Petrus 2 vanaf vers 2, as julle julle Bybels wil oopmaak, die wat Bybels voor hulle het. Petrus 2 vanaf vers 2. Voor ons dit gaan doen, kom ons sluit die oë en dan praat ons met die Here. Here, U is die rots, waarop ons vas kan staan. Selfs wanneer die golwe woed en die winde huil. Dankie dat U ons herinner dat alles op U gebou is. Here, gee dat ons vanoggend U woorde sal hoor. Here, dat ons sal luister wat U vir ons wil sê, dit ter harte sal neem en dit lewens sal maak in ons lewens. Gee dat ons op U gefokus sal bly. Gee dat ons sal aanhou groei en gee dat ons lewende stene sal wees wat saam bou. Dankie dat ons kan weet dat U hier teenwoordig is en U stap saam met ons en U bou met ons. Amen. Kom ons lees daar saam in 1 Petrus 2. Ons lees vanaf vers 2. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeer is,
Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Tot sover. Het julle al verby 'n bouperseel gery en dan gewonder, wat gaan daar tog staan? Aan die begin lyk dit maar soos een groot gemors, daar's sand, daar's sement, daar's stene, daar's mense wat oral besig is, dis 'n gekappery en alles, jy weet later nie wat daar aangaan nie, maar die argitek het reeds die eindprentjie voor oë. Hy sien nie die gemors wat ons sien nie, hy sien die gebou wat daar gaan staan. Nou Petrus skryf aan mense wat self so 'n gemors gevoel het. Mense sonder 'n tuiste, vreemdelinge in 'n vreemde land, mense wat verwerp is, wat geminag is. En hy sê vir hulle, God is besig om te bou. Nie met geld of met mag nie, nie met helde of beroemdes nie. Hy bou met julle. Vandag kyk ons na 1 Petrus 2 en vra, hoe lyk die huis wat God bou? En wat is my plek daarin? In die eerste plek sê hy vir ons, groei is nie opsioneel nie. Petrus begin nie met 'n opdrag nie, hy begin met 'n beeld. 'n Pasgebore baba. Nou elke ouer of ouma weet, 'n gesonde baba smag na melk. Jy hoef hom nie te oortuig om dit te drink nie, die honger is half ingebore. En as 'n baba nie wil eet nie, dan weet ons gewoonlik iets is nou nie reg nie. Iets is dalk fout. Net so sê Petrus, is geestelike honger 'n teken van 'n geestelike lewe. As jy geen begeerte het vir die woord van God nie, na gebed nie, na gemeenskap met ander gelowiges nie, dan is dit dalk die moeite werd om vir jouself te vra, wat het gebeur met my honger? Vers 1, wat ons nie saam gelees het nie, maar gee vir ons eintlik die antwoord, hoekom dit verdwyn. Dit sê, kwaadwilligheid, bedrog, huigelary, afguns, kwaadpratery. Hierdie sondes maak ons geestelik siek. Soos 'n kind wat eintlik te veel lekkers geëet het en nou niks anders wil eet nie, want hulle voel nie meer lekker nie. Soos die ou mense altyd gesê het, wat nou goor maag het van alles wat hulle geëet het. Die weg terug na groei is eenvoudig, maar dis nie maklik nie. Lê af die verkeerde dinge. Lê af die dinge wat jou eetlus vernietig, wat jou honger wegneem, wat jou laat voel asof jy nie die Here meer nodig het nie. 'n Boer kla eendag by sy buurman en hy sê, my gewasse groei nie meer soos vroeër nie, ek weet nie wat fout is nie. En die buurman loop toe saam met die boer en hy sien toe baie gou wat die probleem is. Die grond is toegegroei met onkruid. Dis nie dramaties nie, dis nie 'n oënskynlike probleem nie, maar dis dinge wat nie daar moes gewees het nie. Die buurman sê toe vir hom, jou saad is reg, jou water is genoeg, maar solank die onkruid daar is, en al die voedingsstowwe vat, het die gewasse geen kans om te groei nie. Petrus sê dieselfde vir ons, die woord van die Here is reg. God se genade is meer as genoeg. Maar ons lewens is vol dinge wat ons geestelik leegmaak. Wat die honger wegvat. Wat ons bitterheid groter maak. Die dinge wat ons toelaat om in ons te laat groei. Wat nie deel is van die Here nie.
Petrus sê, lê dit af. So die vraag aan jou vanoggend is, waar voed jy jou siel? Wat neem meer van jou aandag as God se woord? Tweedens sê Petrus, Jesus is die hoeksteen. Nou in die antieke wêreld was die hoeksteen die belangrikste steen in 'n gebou. Dit was die eerste steen wat geplaas is en die res van die gebou is rondom dit gebou. En as die hoeksteen akkuraat was, was die res van die gebou ook akkuraat. En as dit nie akkuraat is nie of bietjie skeef was, dan het die res van die gebou nie so goed afgeloop nie. Petrus haal Jesaja 28 vers 16 aan en hy sê, God self het hierdie steen gekies. Hy's nie 'n goeie opsie nie, hy's die enigste fundament waarop 'n lewe gebou moet word. En dan sit hy daar 'n tikkie ekstra iets by, wat eintlik vir ons skokkend is dat hierdie steen deur die mense verwerp is. Die mense wat die meeste van God geweet het, die godsdienstige leiers van Israel, het hierdie steen afgekeur en hom laat kruisig. Maar tog het God hom opgewek. Dit wat mense verwerp het, het God gebruik in sy koninkryk. Die wêreld gooi hom weg. Te ongemaklik, te veel eisend, ongepas in daai tyd. Maar sonder hom as fundament kan niks staande bly nie. Dink aan 'n lewe sonder 'n middelpunt. Die werk gaan goed, die gesin lyk gelukkig, die bankrekening is reg, maar onder druk, 'n ernstige siekte, verlies van 'n geliefde, 'n verhouding wat in mekaar val, hou dit nie. Die mooi prentjie wat ons probeer voorhou sonder 'n stewige middelpunt, 'n fondasie, val in mekaar in. As dinge begin skeefloop. So waarop is jou lewe gebou? As alles wat jy het weggeneem word, wat bly oor? Die derde ding wat Petrus sê is, jy behoort, en jy's 'n lewende steen. Hier word dit persoonlik. Petrus sê nie net dat Jesus die steen is nie, hy sê ons is ook stene. En nie enige stene nie, lewende stene. 'n steen op sy eie is net 'n klip. 'n steen op sy eie is net 'n blokkietjie wat daar lê en niks kan doen nie. Dis swaar, dis hard, dis ongemaklik om mee te werk, maar as stene saamgevoeg word deur 'n bouer, word dit 'n skuilplek, 'n huis, 'n beskerming, 'n tuiste. En dit is wat die kerk moet wees. Nie net 'n gebou nie, nie net 'n organisasie nie, 'n geestelike huis. Mense wat saam gebou word rondom Jesus as fundament. Iets krities wat ons vanoggend moet hoor is, dat jy is nie 'n besoeker nie. Jy is nie net nog een nie, jy is 'n lewende steen. Jy het 'n spesifieke plek. En sonder jou is die huis onvolledig. 'n Ouma en haar kleinkind sit ure lank aan 'n groot legkaart en bou duisende stukkies. En die prentjie is hierdie kleurvolle tuinlandskap, skies nog met blomme en met voëls en 'n fontein. En teen die einde is dit amper klaar. Maar een stukkie is weg. Hulle soek oral, hulle kry nie die stukkie nie, onder die tafel, onder die kussings, en uiteindelik vind die kind hierdie in sy sak. Hy steek dit in en die prentjie is perfek. Die ouma kyk na haar kleinkind en sê, sien jy? Daardie een klein stukkie het die hele prentjie nodig om voltooi te wees. Dalk sit jy hier vanoggend en jy dink, jy is nie belangrik nie. Jy maak nie regtig 'n verskil nie, daar's ander wat beter sing, beter praat, meer weet, meer kan doen. Maar in God se huis is daar 'n plekkie wat net jy kan vul. Jou gebed, jou teenwoordigheid, jou trouheid, jou unieke manier van mens wees, jou lief hê. God het jou hier gesit, nie per ongeluk nie, maar met 'n doel. Daar is hierdie bekende storie van Sparta,
'n Spartaanse koning het by 'n besoekende koning gespog oor die nuwe mure van sy Sparta. En hierdie besoekende koning het hard rondgekyk, maar hy kon geen mure nêrens sien nie. En hy het toe vir die koning van Sparta gevra, waar is die mure waaroor jy so spog? En toe sou die koning van Sparta wys na al die soldate voor hom en sê, hierdie is die mure van Sparta. Elke mens wat hier staan, is lewende stene. 'n Steen kry eers sy betekenis binne in 'n gebou. Jesus volgelinge kry sy of haar betekenis binne 'n gemeenskap van gelowiges. En hoe nader ons aan God beweeg, hoe nader beweeg ons aan mekaar. Die vierde ding wat Petrus baie pertinent weer vir ons sê, is dat hierdie selfde steen twee verskillende reaksies het. Hy's dood eerlik. Hy sê nie almal reageer op Jesus nie. Dieselfde steen wat vir gelowiges die fondament is vir ander mense 'n struikelblok. En die verskil lê nie by Jesus nie. Hy verander alles. Hy is dieselfde as gister, vandag, vir ewig. Die verskil lê in hoe jy op hom reageer. 'n Steen in die pad kan jou laat val. Of dit kan 'n steen wees waarop jy jou huis bou. Dis dieselfde steen. Die keuse is joune. Wat gebeur daarmee? Jesus kom na ons almal toe. Hy offer dieselfde genade, dieselfde liefde, dieselfde verlossing. Maar ons keuse bepaal of hy ons verlosser word, of net nog iemand of nog 'n storie wat verbygaan. Die vraag is, wie is Jesus vir jou? Nie 'n teorie nie, maar 'n manier waarop jy elke dag kan leef. Die vyfde ding wat hy sê, wat vir ons so belangrik is die jou nuwe identiteit. Dis seker een van die mooiste verse in die Nuwe Testament, want Petrus kyk na gewone mense, na vissers, na slawe, na vreemdelinge, mense sonder aansien, en hy sê, dit is wie julle is. Uitverkore. God het jou nie per ongeluk gekry nie. Voor die grondlegging van die wêreld het hy jou naam geken. Hy sê koninklike priesterdom. In die Ou Testament was priesters die tussenpersone tussen God en mense. Maar nou het ons direkte toegang tot God. Jy het nie 'n mens nodig om in te tree vir jou nie. Jy kan self nader tot die Here. Hy sê ook volk as eiendom gekry. Jy behoort aan God. Jy is deel van God want jy's geliefd en jy's kosbaar. Hy het sy seun gegee sodat jy kan lewe. God sê vandag vir jou, jy's my kind, jy's uitverkies, jy's koninklik en jy het 'n erfenis. Die vraag is of jy dit werklik glo en of jy werklik dit leef. Dis alles genade. Ons het dit nie verdien nie, ons het dit nie gekoop nie, ons kan dit nie koop nie. Dis God wat dit vir ons gee. Leef jy daai identiteit? Weet jy wie Christus is? Dalk voel jy vandag klein. Dalk voel jy onbelangrik soos 'n gewone klippie in die pad. Nie die moeite werd om opgetel te word nie. Maar God se woord sê anders. Hy sê jy is 'n lewende steen. Nie 'n dooie rots nie, 'n lewende steen. Jy is uitverkies, nie per ongeluk nie, maar met 'n doel. Jy behoort aan 'n koninklike priesterdom. Jy het direkte toegang tot God. Jy is God se eiendom. Jy's kosbaar, bedoeld en geliefd. God is besig om met jou te bou. Die bouperseel lyk dalk na 'n gemors, maar vir die argitek wat die eindproduk sien, jy is deel van sy koninkryk. Daar was 'n student wat in talle afdelings van die lewe gesukkel het. Hy het meestal gefrustreerd en gestres gevoel. En toe hy nie meer kon uithou nie, stap hy een aand in 'n kerkie in en daar het hy op en af gestap en hard
met die Here gepraat. Hy het gesê, Here, hierdie wêreld wat U geskep het is 'n gemors. Oral waar ek kyk, sien ek stikkende, deurmekaar en alleen mense. En so het hy aangehou praat totdat hy uitgeput in een van die kerkbanke neergeplons het. En hopeloos, heeltemal hopeloos na die kruis gekyk het en gesê het, wel, selfs as ek kan 'n beter wêreld as hierdie een maak. En toe hoor die jongman 'n stem wat sy oë wyd oopmaak en sy mond laat oophang het wat sê, dis presies wat ek wil hê jy moet doen. Toe val hy op sy knieë neer en stotter, ek Here, wie's ek nou? Dis hoekom die kerk hier is. Om 'n verskil in die wêreld te maak. Om dit nou al so klein bietjie hemel hier op aarde te maak. Miskien vra ons ook, wie is ons nou eintlik? In sulke tye sing God vir ons 1 Petrus 2 vers 9 en 10. En dis 'n liefdeslied vir sy kinders. Laat ons vandag met hierdie 3 vrae wegstap. Groei jy? Word jy geestelik gevoed? Of leef jy op leë kalorieë wat nie jou regtig voed nie? Is Jesus jou fondament? Bou jy op hom? Of is hy maar net 'n mooi toevoeging tot jou lewe? Die laaste, leef jy jou identiteit? Weet jy is in Christus? Tree jy so op? Kan mense sy lig deur jou sien? Amen. Hemelse Vader, ons kom voor U as mense wat dikwels vergeet wie ons werklik is. Ons word so maklik meegesleer deur stemme wat sê ons is onbelangrik. Ons is nie genoeg nie. Ons maak nie saak nie. Maar die woord sê anders. En vandag vra ons dat U woord ons dieper binne ons sal insink, dat ons hierdie stemme van die wêreld kan uitdryf. Help ons om te groei, om die dinge af te lê wat ons geestelik leeg maak, om met 'n honger na U toe te kom. Help ons om op Jesus te bou, nie net tydens krisisse nie, maar deur ons hele lewe. En help ons om ons identiteit te leef, sodat ander mense U deur ons kan sien. Dankie dat ons weet ons is uitverkies. Ons is geliefd. Gebruik ons Here. Amen. Voor ons laaste lied gaan saam sing, net so 'n paar aankondigings. Ons kategese is weer volgende Sondag aan die gang. Dit was nou 2 lekker lang naweke. So ons begin alweer volgende Sondag. Onthou van Ham se winter skoenboksprojek. Julle sal sien, dit is nou nie op die program nie, maar ons vergader môre, ons het hulle noem dit die induksieprogram, wat ons vir Wian dan inlaat, dit klink verskriklik, vir Wian welkom heet saam met die kerkraad, en so bietjie saam beplan en dink en gesels, so julle kan dis vir ons bid, dit begin al môre middag 14:30, en hopelik is ons teen 9:00 môre aand klaar. Dan liefde na buite, vra vir missies vir Makassar, lees asseblief daar, ons kort nog missies, nie bussies nie. En dan naaste pre is ons afgetredenes 'n kerkraadslid, julle kan daar lees, en dan die belangrikste bladsy, Pinkster, is om die draai. Julle sal sien, dis 17 tot 20 Mei elke aand, en dan die oggende is dit 18 tot 21. Daar is weer kinderpinkster, so asseblief, al die kinders, as julle kyk, al die ouers, bring die kinders, ons gaan lekker pret hê bo in die jeuglokaal, en dan kan die ouers lekker rustig in die kerk sit en Pinkster geniet hierso. Laat weet asseblief vir Jolandi as julle sop kan skenk vir die aande. En dan die Berg en See Klub het weer 'n byeenkoms vir die seniors ook. So onthou dit, en Dominee Henny is nog steeds besig met die Bybelstudies, moenie vergeet nie, hy is nog hard besig daarmee, en ook die kom kuier saam geleenthede. Ons gaan afsluit met die woorde van God roep ons om met woord en daad. So kom ons staan op en dan sing ons al 3 die verse. God roep ons
gaan nou die wêreld in as mense wat weet wie hulle is. God se eiendom, lewende stene in sy huis, draers van sy lig. Bou julle lewens op Jesus, leef naby aan hom en wys met julle woorde en dade wie hy is. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag hy julle bou en versterk in geloof. En mag hy julle gebruik as lig in hierdie wêreld. En mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die krag van die Heilige Gees by julle wees en elke dag bly. Ek maak U sien my eie, en U word soos 'n skaap.